Goeiedag vriende en baie hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dat jy 'n heerlike naweek het sover en dat jy sommer op uitsien na ons saam wees vanmôre. Kom ons dink as gemeente aan 'n klompie mense wat nog siek is. Baie van hulle het COVID, eintlik op 'n manier die meeste van hulle. Ek lees maar net hulle name, Letitia Lamprecht, Colleen Keen, Jaco en Elie Skeepers, Flip van der Westhuizen was die week in die hospitaal, ons is dankbaar dat hy terug is. Bertie van der Walt, Dewald Matthee, en dan dink ons aan Suzette van der Walt se ma, sy is in die hoofsorg eenheid in 'n hospitaal in Kimberley. Kom ons bid vir haar asseblief. Annelie Steyn, Petro de Koker, Eddie Miller, Pieter en Jolandi Dominee, Adrie Miller, en dan is Piet Erasmus en Tannie Susan Langridge thuis nadat hulle die afgelope tyd in die hospitaal was. Ons is ook dankbaar saam met hulle. Dan mense wat nog tans in die hospitaal is Tannie Rina Berg, Annette van Vieren, kom ons dra hulle aan die Here op asseblief, en hulle mense, en dan ook vir Janetta Olkers, en haar familie, Tannie Anna Kreer, Janetta se ma, is die afgelope week oorlede, ons dink aan hulle elkeen. En dan dink ons ook aan Tannie Rina Pretorius, wie se swaar die afgelope week oorlede is. Baie sterkte daarso ook. Dan wat die verjaarsdag aanbetref, julle klompie mense wat die week verjaar. Vandag verjaar Pieter Dominee, ons wil vir hom sê baie geluk. En dan maandag, Tannie Marie Boshoff, Tessie Katz en Dirk Eys. Dinsdag verjaar Corneille van der Berg, woensdag Stephanie Burger, Ashley Erasmus, Rosella Miller, Alicia Richter en Sibella Steyn. En dan donderdag verjaar Tine Skotse, Vrydag Anina Cronje, Johan Dominee en Adrie Miller. Baie geluk aan almal van julle wat die week verjaar. Ons hoop dat julle 'n wonderlike dag het en dat julle elke dag sal bewus wees van die Here se seën en sy teenwoordigheid in die week wat voorlê. Sommer net twee algemene aankondigings. Daar's weer die week 'n klompie koeke te koop. Ek is nie seker watter soorte koeke nie. Jy kan vir Janetta bel en sy sal vir jou kan sê hoeveel koeke en van watter soort, en dan kan jy die bestellings by haar by die kerkkantoor los en die koeke kan dan Vrydag weer by die kerk afgehaal word. En dan is die gemeente se veeveiling die 24 Augustus. Dis nou Dinsdag oor 'n week in Klerksdorp. So as jy enige vee het wat jy graag wil skenk en kan skenk vir die veeveiling, skakel asseblief met Denny Venter, Edward Roux, Dani de Villiers of Hansie Miller en of met Janetta sommer by die kerkkantoor en hulle sal vir jou kan help om die vee beeste, skape, varke, enigiets wat jy het op die regte plek op die regte tyd te kry. Baie dankie daarvoor. Ek wil sommer vanmôre begin met 'n aanhaling van HCG Mul wat by geleentheid gesê het: ons gaan nooit met enige iets minder tevrede wees as om elke dag, elke uur, elke oomblik in Christus deur die krag van die Heilige Gees saam met God te wandel nie. Uiteindelik, vriende, is dit die wese van disippelskap om saam met die Here te loop, eintlik letterlik agter hom aan te loop, in sy voetspore te volg. En mag dit regtig vandag vir my en jou so wees, dat ons saam wees in hierdie erediens eintlik ook ten doel het, om ons voor te berei en ons so 'n bietjie in te skerp op wat dit beteken om disippels van die Here Jesus te wees. Ons begin vanmôre met 'n gebedshouding en ons sing lied 442, Gees van God wat in my woon. Sky.
kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Amen. Geliefdes, disippels van die Here Jesus, die Here groet jou vanmôre en verseker jou genade en vrede vir jou. Ons loof vanmôre die Here saam, ons sing hartlik saam Vlamlied 20, U is die lig. U is die lig, U laat my sien. U is die brood van my lewe. U is die water wat binne my vloei. U laat my leef, U laat my groei. Ek loof U vir alles wat U is. Ek loof U, U is my Vader. Ek loof U vir alles wat U gee, meer as wat ek kan verstaan. Daarvoor kom prys ek U naam. U is die woord, U wil my lig, U is my wil vir my lewe. U skenk my vrede en U gee my rus. U het my lief, net soos ek is. Ek loof U vir alles wat U is. Ek loof U, U is my Vader. Ek loof U vir alles wat U gee, meer as wat ek kan verstaan. Daarvoor kom prys ek U naam. Daarvoor kom prys ek U naam. Jy kan saam met my blaai na Markus hoofstuk 6 toe. Markus hoofstuk 6, ons gaan daar 'n paar verse met mekaar saam lees. Markus hoofstuk 6 en ons gaan daar van vers 30 af begin lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre net stil te raak, so aan die voete te kom sit op 'n manier, U woord te hoor, U Gees toe te laat om in ons te werk, U woord te oordink, sommer net te laat deel word van wie ons is en waarmee ons besig is. Want uiteindelik, Here, is dit wat ons doen as disippels. Ons kom sit aan U voete, ons kom luister na U woorde, ons laat U toe om ons lewens te vorm, eintlik om ons te rig op U tree en saam met U te laat wandel, elke dag, elke uur, elke oomblik. Daarom is ons gebed vanmôre dat U net U woord vir ons sal oopmaak en ons harte sal aanraak en dat U hierdie woord sal laat lewe in ons. In Jesus se naam. Amen. Vriende, Markus hoofstuk 6 is 'n hoofstuk wat begin met Jesus wat in Nasaret verwerp word, sy geboortedorp en op sy grootworddorp, moet ek eerder sê. En dan stuur hy die 12 disippels die eerste keer uit. Daar's verskillende menings oor Jesus. Ons lees van die dood van Johannes die Doper. En dan van vers 30 af lees ons waar hierdie disippels terugkom nadat Jesus hulle uitgestuur het. En dis waar ons begin saam lees vanmôre. Die apostels het na Jesus toe teruggekom en vir hom alles vertel wat hulle gedoen en wat hulle die mense geleer het. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie.
Hulle het met 'n skuit na 'n stilplek toe vertrek waar hulle alleen kon wees. Baie mense het hulle egter gesien en agtergekom waarheen hulle gaan. Hulle het vinnig van al die dorpe af te voet daarheen gegaan en nog voor Jesus en sy disippels daar aangekom. Toe Jesus uit die skuit klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. En dan gaan die gedeelte aan hoe Jesus vir hulle kos gee, die eerste vermeerdering van die brood, hoe hy die disippels vooruitstuur aan die ander kant toe van die meer en op die see loop om by hulle uit te kom, en dan lees ons weer die laaste klompie verse van hoofstuk 6. Hulle het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. Toe hulle uit die skuit klim, het die mense hom dadelik herken, en in daardie hele landstreek rondgegaan, en die wat ongesteld was, op draagbare begin aandra na waar hulle gehoor het dat hy is. Waar hy ook al in die dorpe of stede of op plase gekom het, het die mense die siekes op die bymekaar kom plekke neergesit en hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak, en almal wat aan hom geraak het gesond geword. Net tot sover lees ons vandag saam. Ek het nou reeds gesê dat die gedeelte, die hoofstuk, begin op 'n manier waar Jesus die disippels uitstuur vir die eerste keer. Vir hulle opdrag gee dat hulle disippels moet wees, dat hulle moet uitgaan en die mense gaan vertel van wie hy is en sekere wonderwerke gaan doen om die mense te oortuig daarvan. En dan lees ons hier in van vers 30 af hoe hulle terugkom en vir Jesus weer ontmoet. Nou kan ek myself indink dat daar 'n ongelooflike stuk opgewondenheid by hierdie klompie disippels moes gewees het. Hulle word hier vir die eerste keer apostels genoem, uitgestuurdes. Eerste keer in die Bybel, of in Jesus se bediening, wat hy so na hulle verwys. En ek kan waarskynlik nie wag om vir Jesus alles te vertel wat hulle gedoen het en waarmee hulle besig was nie. Waarskynlik, soos wat ons in die eerste gedeelte, wat ons nou nie gelees het nie, sien, het hulle mense geleer oor Jesus. Hulle het wonderwerke gedoen, hulle het mense gesond gemaak, hulle het waarskynlik 'n klompie duiwels uitgedryf. Hulle was besig met die werk wat Jesus gedoen het. Hulle was op 'n manier 'n verlenging, deel van Jesus se uitsending in hierdie wêreld in. Hulle het gaan prakties doen wat Jesus elke dag gedoen het. En dan kom ons onmiddellik agter dat Jesus kry nie eintlik kans om met hulle te praat nie. Daar's net te veel dinge wat gebeur, te veel mense wat kom en gaan. Hulle kry nie eens tyd om saam rustig te sit en saam te eet nie. Die mense hou net aankom. En dan is dit asof Jesus op 'n stadium so half halt roep, dan vers 31, as hy vir die klompie disippels sê, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. Jesus weet, na 'n tyd wat hulle hard gewerk het, wat hulle op 'n manier in die sendingveld was, wat hulle gepraat het oor Jesus en gewerk het tussen mense, dat sy disippels nou 'n stuk geestelike versorging nodig het. Tyd om te rus. Tyd om met Jesus te praat, al hulle ervarings te deel, net stil te raak en te rus, op God te fokus, en sommer net 'n geleentheid te kry om so 'n bietjie perspektief te kry en hulle gedagtes agter mekaar te kry. Dis Jesus se gewoonte gewees. Eintlik sy hele bediening lees ons oor en oor, so vroeg as Markus 1 vers 35, die môre vroeg toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Ek gaan nou nie vanmôre elke vers lees in Markus wat dit sê nie, maar ek kan vir jou sê dis gereelde, soos met intervalle wat gebeur, wat ons lees, Jesus het homself onttrek, een kant toe gegaan en gebid. Tyd gemaak om saam met sy Vader te wees. En hy doen dit ook met sy disippels. Op 'n hele klompie plekke lees ons dat hy sy disippels een kant toe vat. Soos wat hy byvoorbeeld hier gedoen het, om met hulle besig te wees en vir hulle 'n geleentheid te gee om net saam met hom stil te raak, saam met hom te bid en God toe te laat om ook met hulle te werk. Die kort nie lank is, die waarheid is dat die geestelike welstand van Jesus se disippels was vir hom ongelooflik belangrik, ononderhandelbaar. Net soos wat die geestelike welstand van die mense was. Ons lees toch weer iets van Jesus se hart wanneer hy daar
aan wal kom en hy sien hierdie menigte mense wat daar staan en ons lees, is tog dat hy hulle innig jammer gekry het. Dat sy hart na hulle toe uitgegaan en dat hy hulle begin leer, want dis wat hulle nodig gehad het. Die Ou Testament praat op verskillende plekke van die Joodse volk as skape wat nie 'n herder het nie. 'n volk sonder 'n leier. En dit het deel uitgemaak van die Jode se Messias verwagting. Die feit dat hulle 'n Messias verwag het, wat as 'n herder, as 'n leier vir hulle kan kom sorg, hulle voed en versorg. Nou kan jy self vir jou die belangrikheid indink van die eerste vermeerdering van die brood, wat ons daarvan vers 35 tot 44 van lees, wat Jesus nadat hy hulle geleer het, geestelik versorg het, ook fisies versorg en hulle voed. Hy staan daar voor hulle, voor die menigte, en dit moet eintlik duidelik wees, hy is die goeie herder. Hy is die een wat gekom het om hulle te voed, geestelik en liggaamlik. Konkrete bewys dat Jesus die Messias is. En dan, omdat dit nog steeds nie stil raak nie, stuur Jesus sy disippels na die ander kant van die meer toe. En wat doen hy? Ons lees dat hy gaan self weer een kant toe om te gaan bid. En dan stap hy na die disippels toe op die see. Jesus loop op die water, ek gaan nou nie vanmôre weer veel daaroor sê nie. En saam met hulle vaar hy die laaste entjie oor tot by Genesaret. Onmiddellik stroom die mense weer. Jesus kry nie tyd om stil te raak saam met sy disippels nie. Waar hy ook al gaan, in die dorpe, op die plase, waar hy ook al gaan, stroom daar mense na hom toe, met die begeerte dat hy hulle sal genees. Om net selfs aan die soem van sy kleed te raak. Nou moet jy mooi verstaan, die gedagte wat hier is nie dat mense toevallig gesond geraak het wanneer hulle dit gedoen het nie. Hulle het absoluut geglo dat as hulle net naby genoeg aan Jesus kom om aan sy kleed te raak, dat hy kragtig genoeg sou wees om hulle te genees. Letterlik staan daar om hulle te red. Dit is eintlik 'n ongelooflike stuk geloof wat ons hier by die mense sien. Die vraag is, wat kan ek en jy vanmôre uit hierdie gedeelte leer? En waarmee stap ons weg van hierdie erediens af vandag? Ek wil vandag met jou gesels, ons baie dinge wat ons nou uit die gedeelte uit kan sê, maar wat ek graag met jou wil deel vandag is, daar is 'n ritme aan 'n gebalanseerde geloofslewe. Ek en jy moet tye hê wat ons stil raak voor God. En ons moet tye hê wat ons vir die Here werk, wat ons disippels is, wat ons tussen mense beweeg, wat ons sommer net Jesus se liefde vir mense wys. Dit is soos 'n ritme van slaap en werk. Ek moet genoeg slaap, dat ek die volgende dag kan werk, hard kan werk. Maar dan moet ek weer hard genoeg werk, dat ek die aand behoefte het aan slaap. Want anders kan ek die volgende dag nie hard genoeg werk nie. Dis 'n ritme, 'n vasgestelde patroon wat God vir ons gegee het, waarbinne ons bly en wat ons regtig eintlik nodig het. Ook in die geloofslewe. Daar is 'n ritme aan 'n gebalanseerde geloofslewe. Daar moet genoeg tyd wees wat ons saam met God stil word, wat ons een kant gaan, wat ons onsself op 'n manier onttrek en net by God is, net besig is om te luister, toegerus te word vir die werk wat hy vir ons het. En dan moet ons daar opstaan dag vir dag en ons moet uitbeweeg in 'n wêreld wat 'n ongelooflike behoefte het om bedien te word deur disippels van God. En ons moet dit gaan doen. Ons moet dit gaan leef soos wat Jesus hierdie klompie disippels uitgestuur het om mense te gaan vertel van hom en om eintlik hulle lewens te verander. En dan moet ons weer kan teruggaan om by God te gaan rus. Hoor jy iets van 'n vasgestelde ritme wat nodig is? In antieke Athene was daar 'n wysheer, leermeester, so eintlik 'n storieverteller met die naam Isopius. Hy het eendag sommer in die straat gestaan en speel met 'n klompie kinders, toe daar iemand anders verbyloop en vir hom begin lag en hom spot en sê, is dit nou die beste manier wat jy jou tyd kan spandeer? En toe roep Isopius hom nader en hy vat 'n boog van 'n pylenboog en hy haal die string af en hy gooi die stuk hout, gebuigde hout,
so op die grond voor die man en hy sê vir hom, antwoord hierdie gelykenis vir my. Wat beteken 'n stringlose boog? En die man het daar gestaan, eintlik met sy mond vol tande, nie regtig weet hoe om te antwoord nie. En toe op 'n stadium toe sê Esopius vir hom, 'n boog wat heeltyd onder spanning is, gaan op 'n stadium breek. Maar as jy van tyd tot tyd die string verwyder, dat die boog net 'n bietjie ontspan, kan jy die boog baie lank gebruik. Dis ook waar vir my en jou, selfs in ons geloofslewe, ons het balans nodig. Ons het balans nodig tussen gespan wees, gereed wees vir aksie, en net rus en ontspan in God se teenwoordigheid. Nou kan ek sê, ek dink daar's twee gevare waarvan ons net bewus moet wees. Die eerste gevaar is dat, en dit ken ons waarskynlik baie goed, is konstante aktiwiteit. Is die gejaagde lewe. En ek hoef jou vanmôre niks te vertel oor dit nie. Almal van ons weet dat ons lewens is eenvoudig te vinnig en te vol en te veel. Ons hardloop soos afkophoenders van een plek na die ander. Daar kom baie dae wat ons verskriklik besig was en dan kom ons aan die einde van die dag en as iemand vir my vra wat het jy vandag gedoen, dan sukkel ek eintlik om 'n paar sinvolle goed agter mekaar te noem. Dis die lewe. Ek hoor nie lank dis 'n gevaar. Want dit haal ons fokus van God af. Dit neem ons weg van God af. Dit ontneem ons van hierdie stilwordtye saam met God. Archibald Hart het by geleentheid gesê, your mind and body were designed for camel speed. Your life is moving at the speed of a cheetah. No wonder you have anxiety attacks. 'n Groot deel van die vrees en die ontmoediging waarmee ons sukkel in die dag wat ons leef, kom uit hierdie tempo waarteen ons leef. Om te dink ek kan die heeltyd gespan wees. Ons kan nie, vriende. Ons het dit nodig om stil te raak. Moeder Teresa, seker vir my een van die mooiste voorbeelde van disippelskap in die moderne tyd, het by geleentheid gesê, jy kan net gee wat jy het. As jy nie tyd maak om saam met God, by God stil te raak en om hom toe te laat, om jou te vul, en eintlik op 'n manier jou tank vol te maak nie, dan het jy eintlik niks waarmee jy kan uitgaan, en ander mense kan gaan bedien nie. Die tweede gevaar is konstante rus, om niks te doen nie. Nou dalk nie niks te doen nie, maar om heeltyd, of te dink dat dit 'n beter ding is om heeltyd in jou binnekamer te bly. Dis tog 'n geneigtheid wat ons in ons dag sien, ook onder andere hierso in Viljoenskroon, kry ek so 'n bietjie daarmee te doen, dat daar 'n soort van 'n geneigtheid kom, dat mense al meer sê, maar ek wil my instudeer in geloof. En dan sit hulle daagliks, lang tye voor die rekenaar, en hulle lees in 'n hele klomp bronne. Nou die eerste probleem met die Google soektog is dat jy nie eintlik weet wie se standpunte jy lees nie. So dis nie kontroleerbaar nie. En op die manier word mense beïnvloed deur standpunte en deur uitgangspunte wat regtig vreemd is aan die Bybel en aan dit wat ons glo. En meeste van die tyd loop hierdie soort van onttrekking in my binnekamer in, hierdie sogenaamde instudeer in die geloof, loop meeste van die tyd uit op ongebalanseerde standpunte en sienings en geloofsverwagtings. Dit skeer huisgesinne en families uitmekaar uit. En dit bring eintlik 'n ongelooflike stuk hartseer in gemeenskappe. William Barclay het by geleentheid gesê, gebed wat nie uitloop in diens nie, is nie ware gebed nie. Ons streef nie na gemeenskap met God, sodat ons gemeenskap met mense kan vermy nie. Gemeenskap met God maak ons fiks vir gemeenskap met mense. Die tyd wat ek saam met God spandeer is nie meer belangrik as die tyd wat ek saam met mense spandeer nie. Die een kan nie sonder die ander nie. Die tyd wat ek saam met God spandeer, berei my voor vir die tyd wat ek saam met mense spandeer, sodat ek weer tyd saam met God kan spandeer. En dan gaan William aan. Die ritme van my geloofslewe bestaan uit wisselende ontmoetings met God in my stilplek en met God se mense in die markplek. Geloof is om 'n balans te hê in die lewe tussen my stilwordplek en my markplek. Die plek waar ek saam met God is en die plek waar ek saam met mense is.
kan ek jou vanmôre uitnooi om 'n gebalanseerde geloofslewe te hê. Maak tyd om net saam met God te wees. Maak tyd om stil te raak, sodat God jou kan voorberei, dat jy as disipel kan lewe, waar jy ook al kom. Maak kry 'n tyd wat vir jou werk. Party mense werk dit in die oggend, party in die middag, party in die aand. Almal van ons het verskillende ritmes in ons lewe. Dis alright. Jy hoef nie 'n spesifieke tyd almal stil te raak nie, maar kry 'n tyd, en dis jou afspraak met God. Bly daarby. Wees getrou. En dan drink gereeld koffie. Ek dink dit is belangrik, en ek het dit al baie keer gesê, maar ek dink dit is belangrik dat ons so deur die loop van 'n gejaagde dag net by tye, net van tyd tot tyd 'n bietjie stil raak, diep asemhaal en net fokus. En dis nie so moeilik as wat ons dink nie. Ons kan wanneer ons in ons kar klim, voor ons die motor aansluit, net vir 'n oomblik asemhaal en net dink, waartoe is ek nou op pad? Ons kan dit doen as ons by 'n plek stop. Net nadat ek die kar afgesluit het, of die bakkie afgesluit het, net vir 'n oomblik stil raak en sê, Here, stap nou hierdie paar tree saam met my asseblief. En so is daar heelwat geleenthede wat ons sekerlik in die dag kan maak, wat ons doelbewus net vir 'n paar oomblikke kan stil raak en op God kan fokus. Ons kan nie heeltyd so gespan bly nie, vriende. Ons het tyd nodig om net 'n bietjie te ontspan. En dan, hoekom doen ons dit? Omdat ons disippels van die Here Jesus wil wees. Omdat ons vir mense wil wys dat ons vir hom lief is. En dat hy 'n verskil maak in my lewe, in jou lewe, maar dat hy ook 'n verskil kan maak in hulle lewens. Ek sluit af met 'n verhaaltjie van 'n kunsmeester wat by geleentheid vir sy studente gesê het, gaan nou en gaan teken 'n portret, 'n skildery van dit wat vir jou die belangrikste in die lewe is. En toe kom hulle almal met verskillende dinge terug, verskillende skilderye, en hy het so van een na die ander geloop, tot hy by een student kom wat vir Jesus geteken het. Hy het lank na die skildery gekyk, en toe draai hy na die student toe, en hy sê, if you loved him more, you would have painted him better. Dit is belangrik dat ons tyd saam met God spandeer. Want hoe meer ek God lief het, hoe meer ek groei in my geloof en in my liefde vir God, hoe meer sal ek vir die wêreld kan wys wie hy is. Hoe beter disipel sal ek kan wees. Hoe groter verskil sal ek kan maak waar ek ook al leef. Spandeer tyd saam met God. Lees jou Bybel. Praat met hom. Bly soms net stil en luister. Stel jou gees oop vir sy inwerking in jou lewe. Geniet sy teenwoordigheid. En dan gaan lewe met oorgawe. Gaan wys vir die mense hoe lief jy vir Jesus is, vir God is. En laat die Heilige Gees toe om in hulle lewens te werk. Kom ons bid saam. Ons getroue Here, dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om onsself u kinders te kan noem. En ons weet, Here, dat u met ons, al is ons in ons eie oë dalk soms so klein en nietig, dat u met elkeen van ons 'n wonderlike plan het, en dat ons elkeen disippels is van u. En dat u juis vir ons as disippels wil gebruik, en daagliks eintlik uitstuur in die wêreld en sê, gaan maak 'n verskil. Gaan wys vir mense dat jy vir my lief is. Gaan wys vir mense dat ek ook vir hulle lief is. En ek wil sommer net vir u dankie sê vir elkeen in ons gemeente, vir elke disipel wat u daagliks gebruik. Mans, vrouens, kinders, ou mense, groot mense, maak nie saak wie nie. Dankie dat dit 'n gemeente is vir wie disipelskap belangrik is. Maar wil u ook vir ons leer, Here, dat ons nodig het om 'n gebalanseerde lewe te leef, 'n ritme te hê waar ons by u stil raak, toegerus word, gevorm word, sodat ons beter disipels kan wees. Raak ons elkeen aan, nou vanmôre terwyl ons so stil raak hierso, maar ook elke dag waar ons ook al is. Vorm ons as disipels in u hand. Ons kom bid vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat in die hospitaal is, wil jy regtig die hand oor ons elkeen hou, oor elkeen van hulle en hulle families, en vertroosting en genesing bring in hierdie tyd.
Dankie vir hulle wat in die hospitale was en teruggekom het en met wie dit beter gaan. Dankie Here dat hulle op 'n manier aan die soon van U kleed kon raak en dat U hulle gered het. Ons kom bid dat U by ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Dat U in die besonder ook in ons gemeenskap sal wees, spesifiek op ons plase en tussen die boere. Dis 'n tyd wat die wêreld maklik kan brand en ons kom bid dat U regtig ons boere daarvan sal beskerm. Dat U ons veld sal beskerm. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Dankie dat U die goeie herder is. En dat ons as U kudde agter U kan aanloop. In Jesus se naam. Amen. Ek sluit af met 'n aanhaling van Albert Schweitzer wat by geleentheid gesê het: as jou siel nie rus neem nie, word dit 'n weeskind. As jou siel nie rus neem nie, word dit 'n weeskind. As jy heeltyd hardloop, as jy heeltyd met jou eie goed besig is, as jy vergeet om saam met God stil te raak, dan vergeet jy later dat jy 'n Vader het, 'n herder agter wie jy kan aanloop. Ek hoop jy 'n mooi week. Leef voluit. Spandeer baie tyd saam met God. Ons sluit af met Psalm 23. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by jou. Amen.